Nou ja, wees stil en weet, hy is die Heer. Kom ons sluit die oor, dan bid ons saam met ons Here, vra om die woord ook so vir ons oop te maak. Almagtige God en Hemelse Vader, dankie vir wie U is. Dankie dat U ons seën met so 'n pragtige dag buite en dat U ons seën met gesondheid, met geliefdes en dat U ons ook seën met 'n ruimte waar ons U kan aanbid, waar ons saam kan sing tot eer van U naam, waar ons saam kan Bybel lees, uit U woord lees, dat ons saam by mekaar as 'n geloofsgemeenskap kan smag na U stem. Ons vra dat U vanoggend hierdie woord vir ons sal openbaar, dat ons iets sal hoor van U hart, U stem, U karakter, en dat ons U stem uiteindelik so sal hoor. En dat dit iets in ons sal roer, en eintlik om met die metafoor van vanoggend se diens ook aan te sluit, dat dit dalk selfs net 'n saadjie plant vir 'n boodskap wat U dalk môre, oormôre of oor selfs 10 jaar aan ons wil openbaar. Ons is in U hande en ons is lief vir U. Amen. Ons gaan vanoggend 2 kort tekste lees. Die een ken julle baie goed, of ten minste een vers van daai teks ken ons almal baie goed, want mense hou daarvan om hom aan te haal. Maar kom ons kyk na Markus 4 en dan daarna na 1 Korintiërs 3. Ek lees uit die 2020 vertaling uit. Ek moet seker my Bybel oopmaak, né? Dit sê daar: En hy het gesê, die koninkryk van God is soos 'n man wat saad op die land uitstrooi, en nag na nag gaan slaap, en dag na dag opstaan, en die saad ontkiem en groei, hoe weet hy self nie? Die land bring die graan van self voort, eers 'n halm, dan 'n aar, en dan die koring vol in die aar. Wanneer die graan ryp is, steek hy dadelik die sekel in, omdat die oestyd daar is. Kom ons gaan kyk nou na 1 Korintiërs 3 vers 6 tot 9. Ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Daarom is nog hy wat plant, nog hy wat nat gooi iets, maar slegs God wat laat groei. Dit is een wat plant, en dit is een wat nat gooi, en elkeen sal sy loon volgens sy eie arbeid ontvang. Ons is medewerkers van God. Julle is God se saailand, God se bouwerk. En ons lees vir eers tot daar. Vandag se diens is so bietjie, dis nie lekker ding as jy 2 of 3 keer of wat ook al na mekaar 'n preekgeleentheid het met dieselfde gemeente in dieselfde konteks. Jy kan so bietjie amper 'n mini reeks opbou, of jy kan die vorige boodskap kan jy verderop uitbrei of iets wat dit komplementeer, en dis wat ek vandag wil doen. Julle sal onthou verlede week het ons gesê onder konstruksie. En ons het so bietjie, net vinnig vir die van julle wat nie hier was nie, want ons was so bietjie leeg hierso. Ja, ons het gepraat oor hoe God die argitek is. Hy weet hoe lyk die finale gebou. Ons is medewerkers, ons sit ons hoedjies op, ons hard hats, en ons sien die rommel, ons sien hoe die staalpype uitstaan, en ons sien die ander bourommel wat daar lê, en ons is seile vol verf, en die sementmenger lyk gaar, maar God sien alreeds die finale produk, wat hy klaar wil bou, die werk wat hy in die koninkryk wil bou, maar ook ek en jy as 'n gebou waarna hy werk. Nou vandag sin gaan so bietjie meer oor God se werk, en soms die werk wat ons nie raak sien nie. As 'n reeks op Prime Video waarvan ek baie hou, maar ek gaan nie sê wat dit is nie, want die ou vloek verskriklik, maar dit het baie te doen met boerdery. En as ons een prentjie wat ek vir ChatGPT gevra het om ook te genereer, om dit te illustreer, want op 'n stadium is dit vir maande lank droog, en die landery is net, dis kurkdroog. Jy kan sien, as jy so loop aan kraakie grond so, maar dan is so een klein stingeltjie wat uitkom, so klein groenigheidjie, amper iets soos hierdie prent wat julle hierso sien. En dit het my toe so 'n bietjie laat dink aan oor hoe dit ook werk in ons geloofslewens. As ons kyk na die Markus teks, die Korintiërs teks, die bekende vers wat ons altyd so lees, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. As jy 'n boer is, en kom ons vat die metafoor nou, dis nou 'n metafoor, die boer is ook hoe jy boer in jou geloofslewe, né? Hoe jy ook boer in jou eie lewe. Die boer is heeltemal oorgelewer
of dit nou reën en of dit nou warm is en of dit nou droog is. En of daar nou beperkings inkom en jy moet soveel van daai wat's fertilizer? Fertilizer, ek gaan dan maar sê, wat gegooi moet word en die prys daarvan, jy's absoluut oorgelewer. Ons voel soms ook so in ons eie lewens, met ons geloofslewe. Jy is getrou met jou Bybelstudie, jy bid gereeld en jy soms voel net, maar dit voel so 'n klein stingeltjie wat groei. Het jy al ooit gras geplant? Daai is 'n prentjie wat ek ook met ChatGPT gegenereer het. Want dit lyk so mooi as jy nuwe gras plant. Jy koop hulle in sulke blokke of daai ou rolle so uit en dit lyk so mooi. Dan kom die mis wat jy oor dit gooi om dit nou gesonde grond te gee. En dan is dit afwagting. Dan moet die kinders en die honde van die gras af bly vir die volgende 3 weke. Maar dan raak dit so bietjie droog, ons voel oorgelewer en die gras begin, dit lyk of dit doodgaan. Vir dae, vir weke, as jy iets geplant het, lyk dit of net niks gebeur nie. Onthou, hier is nou heeltyd 'n metafoor vir wat in ons geloofslewens soms, wat ons baie keer ervaar. Vir dae, vir weke lyk dit of daar niks gebeur nie. Die grond lyk presies dieselfde. En dan wonder jy, het ek nou verniet honderde rande spandeer aan kompos? Het ek nou verniet soveel honderde rande aan water spandeer, want eintlik munisipale water is nie so goedkoop nie, en ons het 'n boorgat nie, en so in ons geloofslewens ook, het ek nou verniet, elke oggend 5 uur opgestaan om Bybel te lees, het ek verniet vir 2-3 jaar na die omgiegroep getrou toe gegaan, maar ek voel, ek kry niks hier uit nie, ek sien nie hoe God in my lewe werk nie, ek sien, dit lyk of dit net so bietjie begin doodgaan. Maar die lewe ontwikkel nog. Julle sal onthou, die titel is, die groei wat onder die grond plaasvind. En ek sê nie ondergrond, soos in dat God ondergronds werk nie, maar God werk soms onder die grond. God werk soms, wanneer ons niks sien nie, maar hy werk. Die wortelsysteem van jou plant is soms waar die meeste werk plaasvind. Ek het spekboompies in my kantoor, my vorige kantoor, wat niet so groot is, maar dis ek 'n glashouertjies, ek het destyds Annelies nog vir die katedese vir julle ook so gegee, maar jy sien, daai wortels is al toegegroei, maar dis 1 of 2 sulke klein spekboomblaartjies, dit lyk of daai ding dood is, as ek nie 'n glashouertjie gehad het ek nie geweet hy leef nog of het nog 'n kans nie, maar dis omdat die werk onder die grond plaasvind, en dis baie keer waar God werk. Die saad ontkiem, en voordat jy sien hy groei, skiet daai wortels al. En die saaier verstaan nie altyd hoe die groei plaasvind nie. Ons lees dit in die Markus teks. Hy saai, hy slaap, hy staan op, en dan kom die belangrike deel in wat sê, maar God werk. Jesus sê ook nie, deur Markus in Markus 4, dat die saaier lui is nie, hy sê bloot, daar's 'n deel van God se werk waartoe geen mens toegang het nie. Daar's iets aan die misterie van geloof en die misterie van God wat regtig mooi is. Wat soms dink ek, kom ons wees nou eerlik, frustrerend kan voel, want jy wil graag vordering sien. Ek dink byvoorbeeld, ek sien hiersoos tieners en so ook tussendeur, as ek soveel ure spandeer het aan my wiskunde voorbereiding, dan wil ek soveel verbetering sien in my punte. Dis hoe ons koppe werk. Ek sien studente ook hierso. Nee. As ek soveel moeite insit vir iets, dan wil ek soveel hê vir die uitkoms. Maar ons geloof werk nie altyd so nie. Somtyds is God se werk en die manier hoe hy werk teenstrydig met ons wêreld wat sê ons wil alles meet, ons wil resultate hê, ons wil statistiek hê, ons wil getalle hê. En dit ook in ons geloof. Ons wil sien, ek sit hierdie hoeveelheid moeite in, maar ons hoor ook dat geloof is 'n gawe van God, is 'n geskenk van God, is nie iets wat jy verdien of wat jy self opbou nie. Geloof is iets wat jy vir die Here vra, Here, help my.
help my, ek wil geloof hê in U, ek wil my verhouding met U verbeter, en dan kom werk hy, en soms onder die grond. Dis wat het moeilik maak. God werk in mense se harte, in ons gebede, hy werk in pyn, hy werk in wagtye. Daai is 'n moeilike enetjie vir my. Hy werk in klein gesprekke en in eenvoudige dade van liefde. Die klein gesprekke is ook iets wat ek vir julle attent op wil maak, want ek het nogal gedink, dis iets wat ek baie raak sien hier in die gemeente, in die koffie drink, byvoorbeeld, of by bazaar, of by wintermark, net daai vinnige uitreik na iemand toe, net vinnig incheck en sê, ek ken jou nie, waar is jy vandaan? Daai klein gesprekke, dis ook deel van hoe God werk. Om weer te oorbrug na verlede week se preek toe, die punchline was toe gewees, God werk in, deur en met ons, en dis presies wat hy ook hier doen, so met die klein gesprekke, en die eenvoudige dade van liefde. Ek wil nie te veel metafore hier ingooi en julle te veel rondgooi in verskillende illustrasies nie, maar ek het gedink ek wil tog die ysberg ook inbring. Want dit skakel ook met die plantjie, die klein stingeltjie bo en die groot wortelsisteem onder. Want 'n ysberg is ook so, né? Ongeveer 10% is bo die water, die res is alles onder. En die grootste deel daarvan is onsigbaar. Amper maak ek nou 'n grapie, ek gaan dit nou maar maak, maar vra maar vir die Titanic. Die meeste van dit is onder die water. So ook die meeste werk aan 'n plant is onder die grond. So ook is God se werk baie keer onder die grond. Tweede belangrike punt wat ek vir julle wil uitlig, wat ons sien in 1 Korintiërs 3 is, God vra getrouheid, nie beheer nie. Gaan net daai een versie gou vinnig weer lees, die vers 6, ek het geplant, Apollos het nat gegooi, maar God het laat groei. Hy vra nie in moderne boerdery, byvoorbeeld, as Paulus en Apollos nou moderne boere was, hy vra nie dat hulle gaan sensors opsit en dit probeer reguleer en probeer wie weet wat alles doen nie. Hy sê net, plant, gee water. Ek sal laat groei. En so ook in ons geloofslewens. Paulus is nederig, hy sê nie, ek het die gemeente gebou nie. Hy sê net, ek het geplant. God alleen gee lewe. Maar dan sê hy selfs, hy wat plant en hy wat nat maak is niks, dit is God wat laat groei. En dis amper skokkende taal, want dit laat dit amper klink of hulle onbelangrik is. Met ander woorde, as ons nou met hermeneutiek terugvat na ons, het laat dit amper afklink asof ons onbelangrik is in hierdie proses van groei in ons lewens, groei in ons geloof, groei in die koninkryk van God. Maar dis nie die geval nie. Markus probeer hierso sê, deur Paulus se woorde, dat God is die hoofkarakter. So, om te vergelyk, God en ons, daar is ons niks. Daar is ons baie klein. Ons wil dikwels beheer hê, ons wil mense verander. Dit praat ek nou van in die bediening ook. 'n mens wil nie mense verander nie. Maar as ons in verhoudinge met mekaar 'n pad stap, julle in julle omgiegroepe of selfs net as vriende, in 'n verhouding is daar tog goed wat skaaf en dan dink jy, hey, maar dalk kan ek jou so 'n bietjie help om so 'n bietjie anders te dink oor die of anders te dink oor daai. Ons probeer so 'n bietjie mense verander. Maar ons kan nie. As 'n geloofsgemeenskap, en dis wat hierdie is, dis wat NG Vishoek is, dis wat die NG Kerk is, dis wat die algemene kerk is. Dis waar ons kan lief hê, waar ons kan bid, waar ons kan dien, waar ons kan getuig. Dis waar ons die water gee. So eenvoudig soos dit. Maar die lewe wat daaruit spruit, die stingeltjie wat bo die grond begin uitsteek, dit is God se werk. Dis waar hy bou. Vinnig 'n paar opmerkings. God werk soms ook oor langer tydperke as wat ons soms graag sou wou hê. In ons lewe van kitskoffie, ek weet oom Koos hou nie van kitskoffie nie, oom het proper masjien blykbaar. Maar in 'n wêreld van kitskoffie en fiber internet en 'n AI wat vinnig vir jou antwoord gee, leer ons nie om geduld te hê
met 'n langer proses nie. Ons skiet onsself in die voet met ons geloof in daai opsig. Want ons wil hê God moet nou met my praat. Weet julle hoe lekker sal dit wees as jy vir 'n preek moet voorberei en die Here gee sommer net nou vir my 'n preektema en al die ander. Dit sal wonderlik wees. Werkie so nie. En so werk dit ook in julle lewens ook nie altyd so nie. Jy gaan miskien eendag 'n Bybelstudie hê, persoonlike Bybelstudie hê en jy gaan maar net wonder wat gaan hier aan. Dalk moet ek 'n ander teks lees. En dan blaai hy maar so 'n bietjie en dan werk hy ookie. Julle almal het dit al ervaar, glo ek. Ek het dit al ervaar. Maar God dink meer in seisoene, in terme van seisoene. Abraham het dekades gewag, Josef het jare gewag, Israel het 40 jaar gewag, die disippels het eers na Pinkster werklik verstaan wat aan die gebeur is, want God is nie haastig nie. Hy gebruik eintlik die proses om iets in jou te bewerkstellig. Nou die innermatie moes nou hierdie ingebring het om die geduld te illustreer. Eikebome kan honderde jare oud word. En as soos 'n dosent op Stellenbosch wat op 'n stadium op Facebook geplaas het en dit het net by my vasgesteek. Dit was sommer net 'n opmerking gewees, dit was nie 'n groot skrywe nie, maar hy het op 'n stadium gesê, maar God plant eikebome en sampioene, maar elkeen op die regte tyd. Die eikeboom met sy diep wortelstelsel wat honderde jare moet hou, plant hy om miskien skadu te gee soos die landings langs 'n pad of wat 'n pad gaan word. Ander kere weet God daar's 'n behoefte om nou in te tree. En dan is dit wanneer die sampioen oornag opkom en sommer net 'n dag of 2 later weer tot niet is. Dan het hy sy werk vinnig begin, bewerkstellig en die taak is afgehandel. Ons hou van daai opsie, maar ons moet soms soos eikebome, moet ons kyk na wat se werk doen God onder die grond. Hoe stadig daai boom groei. Laaste paar opmerkings, God voltooi wat hy begin. Markus eindig by die oes. Hy sê, saad bly nie vir altyd onder die grond nie, dit bring uiteindelik vrug. Ons sien dit soms nie, maar dit verander niks aan die waarheid en die werklikheid van wat God doen nie. So my gebed en my droom en my wens vir julle is om te sê, maar moenie vaskyk in wat jy nie sien nie. Moenie vaskyk in die klein stingeltjie wat lyk of daar nie groei in jou lewe en jou geloof, of dalk in 'n bediening is nie. Vertrou op die Here dat jy net die saad geplant het en nat gegooi het. God is een wat groei. En dalk groei hy ondertoe voordat hy opgroei. Onder die grond, onder die wortels. Of die wortels onder die grond. Verlede week se teks, Filippense 1:6 het ook gesê, hy wat die goeie werk begin het. Dis dieselfde God wat in hierdie teks die werk doen. Dis dieselfde God wat die werk ook begin. En dis dieselfde God wat daardie werk voltooi. Dink aan iemand wat dag na dag verby 'n stuk grond ry, of jy in jou geloofslewe, onthou my metafoor, hoe jy verby jou geloofslewe ry en net droë grond sien. Daar's geen verandering nie, daar's geen teken van lewe nie. Moenie moesmoedig raak nie. Want een oggend breek daar 'n groen stingeltjie uit. Dit het lank tevore begin, onder die oppervlak, onsigbaar, en dis hoe God werk. Mag in 1 Korintiërs 3:6 by julle bly. Ek het geplant, Paulus het nat gemaak, maar God het laat groei. Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Liewe Here God, dankie dat U so betroubaar is. Dat ons kan weet, somtyds is daar wow oomblikke in ons lewens waar U 'n sampioen laat groei, wat vinnige taak moet afhandel, en dis baie keer die
die getuienisse wat ons hoor, want dit is die wow goed, waar God vinnig ingetree het, waar U vinnig ingegryp het. Maar Here, dankie ook, dat ons kan weet, U groei somtyds ons geloof en die koninkryk soos 'n eikeboom, waar meeste van die werk onder die grond plaasvind, en dit vat lank. En Here, ek wil vra dat U vir elkeen van ons die geduld sal gee, dat ons nie ongeduldig sal raak met onsself, maar ook met U nie. Dat ons sal vertrou dat U werk en U taak verrig sal word. Ons is hier om te plant en nat te gooi, maar Here, ons is in U hande. Ons vra dat U lewe sal bring. Alles in Jesus naam. Amen.